U is gedig en getrou en roemryke dade. Daar is absoluut niemand soos U nie, liewe Here. Dankie vir U teenwoordigheid en dankie vir die woord van God in ons midde. Mag die woord vanoggend spreek soos U dit van die Gees verlaat. En mag ons dit ontvang soos U ons lei. Help ons om hierdie woord toe te pas in ons lewe, om U te behaag. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, met baie danksegging. Amen. U kan die sitplekke inneem die waar is. Goeiemôre aan al ons pastore, pastoor Zeli, pastoor Davids, gade, of hulle gades, die leierskap van hierdie gemeente. Het is goed om saam met U te wees. As U Bybels vanoggend saamgebring het, kan U dit oopmaak in die boek van Johannes, hoofstuk 12. Ek gaan net op 2 verse saam met U fokus, van vers 16 tot en by 17. Johannes 17, vers 16 tot 17. As U dit in die 2020 vertaling lees as volg. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle deur die waarheid. U woord is die waarheid. En die klem vanoggend val op vers 17. Heilig hulle in die waarheid. U woord is die waarheid. Ek wil vanoggend met U praat oor die gedagte geheilig in die waarheid. Wandel in suiwerheid te midde van gebrokenheid. En ek wil graag met 'n vraag begin en onmiddellik met die inleidingsverhaal van 'n gebroke kompas verder gaan. Die vraag is dan vanoggend: wanneer diegene wat ons moes lei, val, los ek en U die pad, of hou ons aan die kaart vas? Vir ons wat geografie op skool gaan. Wanneer die wie ons moes lei, val, hou ons aan met die pad, of laat ons die kaart, of hou ons vas aan die kaart? So daai is die vraag. En dan die verhaalleiding as volg. Baie jare gelede het 'n groep ontdekkingsreisigers op 'n gevaarlike tog deur die Arktiese gebied vertrek. Hulle het kaarte, proviant en die belangrikste, 'n kompas gehad om hulle te lei. Maar na 'n paar dae het hulle iets skokkends ontdek. Hulle kom tot die ontdekking dat hulle kompas is gebreek. Dit het hulle al die tyd effens van koers af gelei. Paniek het toegeslaan. Sommige het die leier blameer. Ander wou omdraai. Nog sommige het selfs begin twyfel of hulle enige kompas ooit weer kon vertrou. Maar een wyse reisiger het iets anders ontdek. Hy het opgekyk na 'n antieke en onfeilbare gids, naamlik die sterre. Anders as die kompas was die sterre onveranderlik, standvastig en waar. Deur hulle leiding het die groep veiligheid bereik. En hierdie verhaal vanoggend weerspieël die geloofskrisis wat ek en U beleef wanneer 'n geestelike leier sou faal. Of dit nou 'n pastoor of 'n mentor of iemand is wat ons respek het. Is dit hierdie krisis wat ons te beurt val? Gedurende 2024 reg oor die wêreld het ons leiers sien val. Politieke leiers, sakemanne, sakevroue en selfs in die kerk. Of jy nou in Amerika gesit het, of jy nou in Europa gesit het, of jouself bevind het in Afrika of Asië, ergens het een of ander leier geval. Dit het mense in 'n krisis gelaat. Som wou omdraai.
In fact, som het omgedraai. Som het gesê, ek vertrou nooit weer 'n leier, 'n mentor, 'n pastoor, ooit weer in my lewe nie. Ander het begin twyfel. Kan ons dan die Here dien? Kan ons hom vertrou? En dan is daar die paar wie besef, kom ons ek op. Daar is 'n kompas, naamlik ware nood in die drie enige God. Volgens Hebreërs 13 vers 8 is hy gister, vandag tot in alle ewigheid dieselfde en hy sal nooit verander nie. So wanneer morele kompas gekompromeer is deur leiers, is die vraag dan vanoggend, wat doen ek en u? Reis ons aan of gee ons op? Of draai ons terug na 'n onveranderlike, onwankelbare gids, God se woord, die enigste waarheid. En in 'n wêreld en 'n samelewing waar waarheid betwyfel word, bevraagteken word en die moderne vorm van waarheid is, jou waarheid is jou waarheid. En my waarheid is my waarheid. En die waarheid is, ons albei kan nie een waarheid deel as dit nie dieselfde is. Of ons albei is verkeerd, of slegs een van ons is reg. Maar as ons uit twee verskillende oorde kom, kan ons albei nie reg wees. Het klink mooi tot iets ernstig gebeur. En net so is die uitbreiding van hierdie konteks in Johannes 17 vers 17 dat dit Jesus se laaste oomblikke was voor sy kruisdood. En hier bid hy in besonder in die ore en die teenwoordigheid van sy disippels. Hy bid ook nie net hier vir die 12 wie destyds saam met hom was in die tuin van Getsemane, maar hy bid ook dan vir my en vir u wie sê ons volg die Here. En dit is belangrik om te let dat hy sê 'n paar dinge in hierdie ernstige gebed. Maar hy kom tot die klem in hierdie klimaks waarop ek wil fokus en hy sê aan God die Vader, hierdie disippels is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. En dan vra hy 'n besonderse vraag en hy onderteken dit, hy omring dit en hy highlight dit vir ons en vir die eeue heen wat nog die Bybel sal oopmaak. Die wetroep wat hy tot God bid is, heilig hulle deur die waarheid. En dan sê hy wat die waarheid is. U woord is die waarheid. En ek wil vir vanoggend se doeleindes op 3 kerngedagtes fokus, maar eerstens wil ek by hierdie gedagtes stil staan, die betekenis van heiligmaking. Die woord heilig beteken om afgesonder en rein gemaak te word. Dit is 'n proses, nie 'n oomblik. Wat God werk voortdurend om ons te suiwer en te vorm. Ek herhaal weer, om heilig te wees beteken of afgesonder te word, om rein gemaak te word. Dis 'n proses en nie 'n oomblik. Ja, die oomblik wanneer ek bekeer, word ek heilig. Maar daar is 'n proses van heiligmaking gedurende die feit dat ek nog op aarde is. In die ou tyd het ons kerke gehad, manne en vroue gehad, wie gedink het om 'n pak klere te dra, maak my heilig. Som vrou het gedink om 'n lang rond met 'n mooi hoed aan te hê, maak my heilig. Sekere mense het in sekere maniere gepraat om die indruk te skep, ek is heilig. En tog is nie een van daai goed enigsins dit wat jou heilig maak, buiten God se genade. Dit is God se genade wat my bring tot by die besef dat ek is 'n sondaar, rou en goddeloos, afhanklik van 'n redder wat my kan reinig en kan versoen. En in die oomblik van my belydenis, in die oomblik wanneer ek laat staan van my sonde, is dit die eerste keer wanneer ek heilig
gemaak word. Want nou word ek uit die modderstuk uitgehaal. Ek word nou afgesonder. Ek word nou gereinig en ek word nou vir God as 'n toonbeeld op hierdie aarde uiteengesit. Ergens dat mense kan sien, dit is hoe die lig behoort te lyk. Maar daar is nie net wanneer ek heilig behoort te wees nie. Nou moet ek stap in my heiligmaking. En daarom is dit belangrik om deur die Gees van God gevul te word, dat ons bemagtig kan wees en dat die vrug van die Gees teenwoordig kan wees. Want dit is deur hierdie vrug wat die heiligmaking tentoongestel sal word, keer op keer. In feite, heiligheid is nie opsioneel vir my en vir u nie. Dit is 'n roeping van elke gelowige. In feite, Petrus sê in 1 Petrus 1 vers 16, wees heilig, want God is heilig. Ons het nie 'n keuse om heilig te lewe nie. Daarom kan ek en u nie speel met die genade van die Here nie. Ons kan nie bekostig om 'n dubbelsinnige lewe, 'n onstandvastige lewe te lei nie. Ons kan nie in die kerk een mens wees, 'n kerkengel en by die huis 'n huisduiwel wees. Ek kan nie in die kerk hoog wil spring, mooi wil preek en weg in die wêreld wil ek dronk rondloop of losbandig lewe asof ek nie 'n vrou of asof ek nie 'n man van die Here is nie. Ek kan nie by 'n plek kom waar ek skinder en voortdurend vure aan die brand steek omdat ek nou heilig is. Ons het geen verskoning nie, broers en susters. En weet jy wat vir my besonders is van God se woord? Dit maak nie saak van watter land ons is nie. Maak nie saak watter kultuur of watter taal of watter dialek ons voer nie. Die oomblik ons God se woord verstaan, gee hy vir my en vir u geen verskoning nie. My kultuur is nie verskoning om buite God se woord te wees nie. En dan bring dit ons tot by die tweede gedeelte. En dit is die rol van waarheid binne heiligmaking. Jy sien, Jesus koppel heiligmaking aan waarheid. En hy laat nie opinies of tradisies of emosies, maar God se woord. In ander woorde, heiligmaking kan nie gebeur gevorm op tradisie. Dit kan nie gebeur gevorm op opinies. Dit kan nie gebeur gevorm op emosies nie, maar alleenlik op God se woord. Daarom kan ek en u, my broer, my suster, nie bekostig om nie God se woord te lees vir onsself nie. Die grootste fout wat ons maak in die moderne kerk is om net ons Bybels oop te maak wanneer ons hier by mekaar kom. Maar ek en u het nodig om daagliks in ons stilte tyd deur God se woord te sit en te lees. Een van my gunsteling verse in die Bybel is Psalm 119 vers 105. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Jy sien, toe hierdie woorde neergepen was aan die straatligte waar ek kilometers of meters ver aan die pad kon sien wanneer ek laat rondloop. Dat was eenvoudig enkel lampies. So wanneer ek in die donker sou loop, kon ek net my volgende stap sien. En dit is hier waar ek en u nodig het om te verstaan. Vir 'n oomblik wanneer ons in krisis gedompel is en dit donker en duister rondom ons is ons nie in 'n posisie om noodwendig meters of kilometers of maande of weke of jare ver te sien nie. Ons kan net die volgende stap sien. Dit is hier waar God se woord dan so indrukwekkend is. Is nie dat hy my noodwendig altyd aanmoedig om aan te hou vir volgende jaar nie, maar hy gee my 'n woord vir my volgende stap. Hy gee my 'n woord vir die volgende paycheck. Hy gee my 'n woord vir die volgende kind wat na die Here toe moet kom. Hy gee my 'n woord om aan te hou en te weet hy is met my. God is altyd 'n waarmaker van sy woord en hy staan wakker agter sy woord. En tog wil ons die pulpit vandag met motiveringssprekers volmaak. Ons dink ons het 'n motiveringsboodskap nodig
en dan wonder ons hoekom ons nie kan aanhou en vashou aan God se woord. Kom ek wees vandag eerlik met u, en dalk is ek vandag en vanoggend nie so objektief nie, omdat ek 'n pastoor is wat dit moet sê. Maar die waarheid is, ons moet bid vir die Here, vir manne wie die woord kan preek, soos wat God wil hê dit gepreek moet word. Ons moet die Here oproep in die donkerte van die nag, in die môre vroeg, en hom herinner, Here, wanneer die woord gepreek word, of dit by 'n partytjie is, of dit by 'n begrafnis is, of dit by 'n troue is, of dit 'n môre diens is soos hierdie, of selfs in die biddiens, laat die woord gepreek word, soos wat u dit gepreek wil hê. Niks weggeneem nie, niks bygevoeg nie, maar die ware woord van God. En ek herhaal weer, het maak nie hier saak van watter kultuur of konteks ek en u vandaan kom. Of hierdie woord in Platte Kloof in Constantia oopgemaak word, moet hy steeds gepreek word, soos wat hy gepreek moet word. Of hierdie woord in Soweto of Gugulethu of Khayelitsha oopgemaak word, moet hy gepreek word, soos wat hy gepreek moet word. Of ek genooi word na Amerikaners of watter land toe, moet die woord in sy heiligheid gepreek word, sonder kompromie, sonder my baie, sonder my opinie, alleenlik die woord vir wat dit is. Kom ek vra miskien die volgende vraag: wanneer laas het God se woord ek en u gebreek? Wanneer laas het God se woord ons tot stilstand gebring? All we want is how to. Hoe kan ek beter dit doen? Hoe kan ek beter daai doen? Die waarheid is, ons moet die woord hoor vir wat dit is. En dan bring dit ons by die laaste en die belangrike kerngedagte. Wandel in suiwerheid te midde van gebrokenheid. Jy sien, wanneer mense faal, bly by God se woord. Nou is die vraag, wat gebeur wanneer geestelike leiers val? Sommige raak teleurgestel en verlaat die geloof. Sommige regverdig sonde en sê, as hulle nie heilig kon leef nie, hoe kan ek? Anders kies om vas te hou aan God se woord en hulle eie lewe deur dit te laat vorm. Die gebrokenheid van ander is nie 'n verskoning vir kompromie in my lewe of in u se lewe. God se standaard bly dieselfde. Ek was baie kort op skool. Ek het 'n liefde gehad vir hoogspring. Die mooiheid van hoogspring is dat die standaard of die maatstaf is gestel. Maak nie saak hoe lank jy is, hoe mooi jy is, hoe vinnig jy is. Jy moet oor die dwarslig kom, sonder dat jy val. En elke keer wanneer jy oor hom kom, word die maatstaf gerig. So ek kompeteer eintlik teen 3 dinge wanneer ek meeding in 'n hoogspring wedstryd. Ek kompeteer eerstens teen myself, want ek moet myself oortuig en oorreed, ek kan dit doen. Dan kompeteer ek teen die maatstaf, want ek was al oor hierdie hoogte. Ek behoort weer oor die hoogte te kan kom, maar dan kompeteer ek teen die wat saam met my hierdie wedloop meemaak. En dit is hulle druk, dit is my gedagtes, en dit is die maatstaf wat gelig word, wat bepaal of dit waarin ek my beoefen het, genoegsaam gaan wees om keer op keer oor die maatstaf te kom. Die beginsel vanoggend is eenvoudig. Die woord van God sê dit duidelik. Mense sal kom en mense sal gaan. Gras sal kom, gras sal verdor, blomme sal wegwaai en dit sal nie meer bestaan nie, maar God se woord sal tot in alle ewigheid staan. Dit is Jesaja wat sê,
God sal sy woord spreek en hy sal nie toelaat dat dit ledig na hom toe terugkeer nie. So die woord van God is alreeds 'n maatstaf. Nie ek of u kan dit verander nie. Geen denominasie, geen regering kan die woord verander nie. Ons kan verskil en sê ons stem nie saam nie, maar God se woord gaan staan. So as kinders van God is ek en u eerstens uitgedaag om die maatstaf te respekteer. Ons beter nie aan die maatstaf. Maar dan is daar 'n tweede uitdaging vir my en u, om aan te hou in hierdie lewe en in hierdie wêreld waarvan ons nie aan hierdie wêreld behoort nie. En dit is dat ons nog geroep word om hierdie maatstaf te kan reflekteer in hoe ons wandel. Dit beteken nie ons is perfek nie, my broer of my suster. Dit beteken nie ons is sonder sonde nie. Maar dit beteken wanneer ek en u wie sê ons dien die Here sou struikel, sou val, dan is dit hierdie maatstaf, hierdie woord wat my bring tot by die punt wat ek bely en laat staan voor die Here. En voor ek kom by die toepassing, kom ek neem terug na koning Dawid. Koning Dawid, soos ons almal weet, kyk oor die draad want hy sien 'n mooi vrou. Nadat hulle gesels het, roep hy 'n man, die man wil die huis toe gaan, want sy vriende en sy kollegas is op die oorlogsvlug. Die koning stuur hom en die koning gee opdragte dat hy vermoor moet word. Niemand weet buiten Dawid en God en die opdragvoerders wat sy opdrag is. Dan stuur God 'n man, die profeet met die naam Nathan. Nathan kom na die koning en hy praat met die koning en hy vertel vir hom 'n verhaal. Hy vertel 'n mooi verhaal van 'n man wie 'n ryk vriend het wat uit 'n dorp kom om by hom te kom kuier. Hierdie man besit baie skape, maar hy moet iets gee vir sy vriend om te eet en hy vind dit nie in sy hart om van sy baie skape te vat nie. En hy sien 'n arme man in sy koninkryk of in sy gebied wie 'n skaap het, wie as 'n lammer groot geword het in sy huis. Hierdie skaap het vir hierdie arme man soos 'n kind groot geword in sy huis en hierdie ryk man vat hierdie arme man se skaap. Hy slag dit en hy gee dit vir sy vriend wat van ver kom. En Dawid die koning staan op in selfregverdigheid met woede. En hy sê, daai man moet dubbel teruggee of hy moet in die tronk gegooi word of selfs vermoor word. En die profeet sê vir hom, jy is die. En Dawid val op sy knie voor God. Hy kon die profeet doodgemaak, want hy het nie die reg om met die koning te praat soos wat hy praat. Maar hy val voor God. En hy vraag God vir vergifnis. Die babietjie sterf. Paar jaar of maande gaan verby. En dan lees ons Psalm 51. Psalm 51 sê, vroeg in die Psalm, my sonde is gedurig weer voor. Psalm 51 was geskryf na Dawid en Batseba, na sy moord wat hy gepleeg het, na sy belydenis, ten minste 'n jaar na 18 maande later. En Dawid in sy openingsrede sê aan God, sy sonde bly voortdurend voor. Ek sê vir myself en ek sê vir u vanoggend, ons kan sonde hoe toemaak, hoe vertroetel. Ons kan bely en ons kan vergifnis van God kry. Die nagevolge van sonde is voortdurend met ons. Daarom sê Dawid in dieselfde Psalm, was my skoon, reinig my liewe Here. En dan sê hy, skep in my 'n rein hart en 'n standvaste gees. Die gebed is duidelik vir my en u, nie 'n gebed dat ons uit ons eie vermoë God kan behandel. As 'n gebed verduidelik aan my en u illustreer, ons is nie mooi genoeg nie, ons is nie ryk genoeg nie, ons is nie slim genoeg
nie. Ons is eenvoudige mense. Of ons ryk is, of ons politieke mag het, of ons waar ook al mag wees, ons is eenvoudige mense, gebore in sonde. En ons het die verlosser nodig. Hier demonstreer Dawid vir my en u wat waarheid werklik waar is. En die waarheid is God bepaal hoe ons lewe. God bepaal hoe ons in die ewigheid met hom sal wees. En sy woord is die gids wat ons moet volg om daar uit te kom. Vanoggend is die pleidooi wat ek by u wil laat te midde van gebrokenheid, te midde van teleurstelling, kom ons hou koers. So hoe pas ons dit toe? Of miskien moet ek die vraag anders vra, hoe bly ons geheilig in waarheid? Dis 3 dinge wat ons kan doen. Eerstens, stel God se woord bo enige mens. Ons moet leiers verantwoordbaar hou, maar ons geloof moet op God gevestig wees, nie op mense nie. Een van die kernwaardes van die AGS is aanspreeklikheid. En binne ons kerk is nie een van ons ooit gestel van aanspreeklikheid of verantwoordbaarheid tot mekaar. En die beginsel hier is, my broer en suster, ons moet aan mekaar verantwoording doen. Ek moet tot verantwoordbaarheid geroep word deur my gemeente, deur my kerkraad. En net so moet ek hulle tot verantwoordelikheid kan roep. Net so as ek nie vrygesteld op die streep nie, die president van ons kerk is nie vrygesteld nie. Ons almal is verantwoordbaar tot mekaar. Maar ons geloof is nie in die mens gesetel, maar op God alleen gevestig. En dit is van kardinale belang. En hier wil ek vir u sê en vir myself sê vanoggend, dit is gegrond op God se woord dat ons besluite moet maak, en nie op emosies, of opinies, of tradisies nie. In 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17 herinner ons dat die skrif ons toerus en die menslike kennis. Ons het die woord van God nodig, elke dag. Tweedens, om het toe te pas, streef na persoonlike heiligheid, nie net geloofsgemeenskap. En hier is die fout wat ons vandag maak. Ons het 'n probleem om in 'n kerk lidmaatskap te neem. Ons het eers 'n probleem om by 'n Sondagoggenddiens in te sluit, in te skakel. So grootste probleem is, ons vernalaat om te streef na persoonlike heiligheid. Ons vernalaat om die Here persoonlik te soek. Nou die belangrikheid hier is, heiligheid is nie net uiterlike optrede nie, maar dit begin in 'n hart wat aan God oorgegee is. En dit is die kern van die storie. Is nie noodwendig hoe ek lyk, hoe ek sing, hoe ek preek nie, maar my hart spreek van wie ek werklik is. En laat 'n man of vrou genoeg praat, dan hoor jy hoe klop hulle hart. 1 Tessalonisense 4 vers 3 sê, want dit is die wil van God, julle heilig maak. God wil hê ons moet heilig wees, heilig leef en voortdurend heilig gemaak word. Die vraag is, hoe gereed en beskikbaar is ons om dit te doen? Laastens en dan bring ek alles saam. Hou jy oor op Jesus, nie op die mislukkings van ander. Hebreërs 12 vers 2, een van my gunsteling verse, sê ons moet ons oë gefestig op Jesus Christus, die leidsman en die volëinder van ons geloof. As Judas se verraad Petrus nie gekeer het om Jesus te volg, moenie toelaat dat die val van 'n leier jou geloof skud. Ek bring net terug na die ware gids. Die verhaal in die begin van die ontdekkingsreisigers sien ons dat hulle besef het dat hulle kompas gebreek was. Maar dit het hulle by 'n keuse gelaat. Hulle kon of ophou probeer, of hulle kon opkyk na die sterre, hul ware gids.
In tye van gebrokenheid, dierbare broer en suster, staan ons voor dieselfde keuse. Die mislukking van geestelike leiers verander nie die getrouheid van God se woord. Wanneer mense faal, bly die waarheid staan. Jesus het vir ons gebid om geheilig te word. Nie deur die veranderlike standaarde van mense nie, maar deur die onveranderlike waarheid van God se woord. Die vraag is dan vanoggend as 'n uitdaging vir my en vir u. Gaan jy gebrokenheid gebruik as 'n verskoning vir kompromie, of gaan jy God se waarheid gebruik om jou nader aan sy heiligheid te bring? Ek sluit af met 'n ware storie. Verlede week was ek by die nasionale leierskapforum waar ons 'n intense vergaderings was, en eintlik 'n paar intense punte op die sakelys gehad. En tydens een van die resesses en die debatvoering wat bietjie kwaai was, staan een van ons leiers op, ek gaan liewer die naam noem, en hy maak melding van homself, en hy hou die gedeelte, die waardes van die AGS aan, en hy spesifiek fokus op, ons is veronderstel om verantwoordbaar te wees teenoor mekaar. En hy sê, ek het op 'n stadium geval. En in hierdie keer, ek gaan nie die jare noem, was ek gedissiplineerd. Ek het nie weggehardloop, ek het nie hof genader, ek het nie vriende gesoek nie. Ek het gedoen wat God van my verlang. En is vanweer my soeke van die Here, dat ek weer kan staan wat ek vandag is. En op 'n stadium antwoord die hooftesourier op tydjie later op een van die vrae wat gevra is. En hy verwys na hierdie insident waar hierdie leier daai goed ooit raak. En trane van uit sy oë. Want hy sê, vandag het ons 'n lewende voorbeeld van hoe ons behoort te lewe. Nie gefokus op mekaar nie, maar gefokus op God, om ware herstel te beleef. En daai is my pleidooi vanoggend by u en vir myself. Kom ons kyk nie vir mekaar nie. Kom ons kyk nie rond te mense, maar kom ons fokus op God. Nie jou opinie, nie jou tradisies nie, nie jou emosies nie, maar op God. Kom ons sluit dan ons oor en ons gaan na die Here. Hemelse Vader, baie dankie. U is groot, U is sterk, U is almagtig. U het vanoggend duidelik en hard en direk gepraat tot elkeen van ons teenwoordig. Ons het 'n keuse. Gaan ons opgee? Gaan ons mense begin twyfel? Of gaan ons na die ware gids, die woord van God, kyk, dat ons nooit ons oor van U afdraai en dat ons op koers sal bly. Besef, liewe Here, ons probeer soms so hard om voor te hou voor mekaar. Maar ons lewe in 'n gebroke wêreld, onder gebroke omstandighede, met geweldige uitdagings. Here, help ons net vanoggend om op die woord te kan steun, op die woord van God te kan bus. Gee ons 'n nuwe passie, 'n nuwe entoesiasme vir die woord van die Here. Dat ons dit sal lees, dat ons dit sal inneem, dat ons dit sal toepas en dag vir dag sal beoefen. Help ons as kinders van God om nie hierdie heilige skrif enigsins te minag nie,
om altyd deur onderdanig te wees aan hierdie woord. Daarom bid ek soos Paulus in 1 Korintiërs 15 vers 58. Maak ons dan standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, want ons arbeid in U is nie te vergeefs nie. Here, vir die wie na U toe moet kom en moet bekeer en moet laat staan, skenk genade. Vir die liewe Here wie swak om word, gee krag en sterkte. Maar help ons om nie mekaar seer te maak nie, maar volgens U woord mekaar te beskerm en te dra en op U te vertrou. Ons bid dat U ons nie in versoeking sal neem, maar dat U ons sal verlos van die bose, want in U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. En baie dank sê. Amen. Amen. Kan ons die Here 'n beter lofoffering as dit gee? Here, al die prys gee. Baie mense wil hulle werk vat 'n koffiebreek. Ander mense vat 'n smoukbreek. Kom ons staan op en ons gee die Here 'n prysbreek, want hy is waardig om geprys te word. Prys hom, prys hom. Kom maar, ons gaan weer doen vir die koning van alle konings. Ons loof hom, ons prys hom, want hy is groot. Baie dankie. Baie dankie, Hemelse Vader. Ons loof U, ons prys U, ons eer U. Here, dit is in sulke tye wat ek net weer so opgewonde raak oor U en oor U woord, want dit wat Pastor Ludwig vanmôre met ons kom deel, dit wat U op sy hart gelê het, Here, is lynreg met dit wat die afgelope paar weke deur Pastor Beryl, Pastor Frikkie, deur myself gesê is, het hy nou 'n klomp preke net in een preek kom saamvat vanmôre, dat ons manne en vroue van die woord sal wees, Here, en ons dank U vanmôre, dat hierdie woord wat uitgegaan het, in ons harte vasgevang sal word, Here, dat U ons dit in ons hart, dat ons dit in ons hart sal bære, dat ons soos Jakobus, Here, daders van die woord sal wees, nie vergeetagtige hoorders. Baie keer weet ek mense sit in 'n diens en jy stap uit en jy weet nie eens wat het die persoon gesê nie, maar ek wil bid, Vader God, dat hierdie woord ons sal bybly en dat ons die woord sal uitleef en dat ons in Gansbaai bekend sal staan as manne en vroue van die woord in Jesus naam. Inderdaad, soos wat hy gesê het is, die gras verdor en die blom val af, ja, maar die woord van God sal vir ewig bly staan. En ons dank U dat U elkeen seën, U ken hulle behoeftes, dat U by hulle stil staan en sal voorsien. En ons wil vanmôre ons hande steek na Pastor Ludwig, Here. Here, hy is 'n man met baie verantwoordelikheid op sy skouers. En ons wil hom vanmôre kom seën. Hy is 'n geseënde, ja, maar ons wil vanmôre opnuut weer die heerlikheid, die krag, die guns, die salwing, die voorspoed van die Here oor hom verklaar. Ons wil vanmôre oor hom verklaar dat hy is uitgekies vir 'n tyd soos hierdie om 'n verskil te maak in die kerk, Here, om 'n verskil te maak in mense se lewe. Here, terwyl ons hande uitgestrek is na hom, verklaar ons die woord oor hom wat sê, hy gaan vorentoe, hy gaan nie agtertoe nie, hy gaan boontoe, hy gaan nie ondertoe nie. Ek dank U dat hy is 'n geseënde. Wanneer hy hier wegry, is hy geseënd, Here. Al sy plekke waar hy nog vandag moet wees, hy is geseënd, Here. Hy is geseënd by sy huis, hy is geseënd by sy werk. Alles wat sy hand aanvat, is hy geseënd, Here. En ek verklaar vanmôre, al kom die vyand op een pad na hom toe aan, Here, sal dit op 7 paaie voor hom uitvlug, Here. Here, ek dank U dat U woord sê, dat geen wapen wat teen hom gesmee word, sal enige iets uitrig nie. Geen tong wat teen hom opstaan nie, dit sal in die gereg weer lê word, Here. Dit is sy erfdeel vanmôre. En ek loof U vanmôre dat He is anointed with the well-favor of God. Lord, I thank You that He is hy is die appel van U oog, Here. Ek seën hom in sy bediening. Ek seën hom in sy huisgesin. En ek verklaar vanmôre dat die Here trek voor hom uit. Maak sy hoogtes gelyk. Ook vir elkeen van ons in hierdie week. Ek verklaar, deurbraak week. Sê 'n bietjie, deurbraak week. Ek wil hê jy moet dit glo.
U te wees en ons sien jou weer hier. Moenie ver weg gaan nie, want ons gaan weer terugkom. Die Here seën jou 'n wonderlike week in Jesus naam. Amen.